Goeiedag, my naam is Tiaan Gilnys en op hierdie DVD wil ek met jou gesels oor volhard in die geloof, rus in Jesus. En aangesien dit alles oor Jesus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer in hierdie dag. Dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie DVD te kan opneem en dat U hier teenwoordig is. Maar so sê ons ook vir die dankie dat U daar is waar mense na hierdie DVD sal kyk. En ons wil vra, Here, dat die Heilige Gees my die pad uit sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Gees die een sal wees wat deur my spreek. En dat U elkeen van ons harte ontvanklik sal maak vir die waarheid van die woord. En dankie Vader dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Hier waar ons die opnames maak en ook daar waar die mense gaan luister na hierdie DVD, en jy sal verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus. Here Jesus, ons vra dat ons toemaak met die kosbare bloed asseblief, dat U die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel waar ons nou besig is met die opnames en daar waar mense na die DVD gaan kyk en luister, dat dit oral veilige plekke sal wees en dat U alleen verheerlik sal word. En ons vra dit alles in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Nou ons gaan 'n bietjie op hierdie DVD na vier verskillende punte kyk en met mekaar bespreek. Die eerste een is, hoe lyk ons aanslag in die lewe? Punt 2, hoe moet ons dit hanteer? Punt 3, waarvoor wag ons? En punt 4, by wie moet ons skuil? Nou ek begin altyd met hierdie teksvers wat ons nou daar op die skerm het, 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ek verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En julle weet, ek gebruik net die ou 1933-53 vertaling van die Bybel, en so my Bybel sê, dit wat ek hier lees, kan ek verstaan net soos wat hier staan. En dan kan ek dit natuurlik ook begin doen soos wat dit hier staan. En so gaan ons vandag op hierdie DVD kyk, wat sê die Bybel vir ons oor volharding in die geloof en wat ons daarmee moet doen en hoe ons hierdie moet vasstaan in ons geloof wanneer daar aanslaan goeders kom. Want jy sien in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daai is ons probleem. Ons dwaal heeltyd omdat ons na ander mense wil luister en ander mense se opinies en sieninge wil gebruik, in steede daarvan om self te lees wat sê hierdie boek vir ons, en om vas te staan in wat hierdie boek sê, en ons moet ophou dwaal, omdat ons na ander mense wil luister. Want jy sien, Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dit is 'n redelike skrikwekkende vers daai, waar die Here sê, my volk. Hy sê nie die sondaars of die ongelowiges nie, hy sê my volk. Sy volk, ons, wat sê ons is kinders van die Here, gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van wat? Van wat hierdie boek sê, en van hoe ons moet lewe volgens wat hierdie woord sê. En ongelukkig is dit ons probleem, en daarom lyk dit soos dit om ons lyk vandag, dat dit lyk of God ons kinders vergeet het. Ja, weet jy hoekom? Want die vaders het die wet van hulle God vergeet. Die vader sê, ag man, ons hoef nie meer bekommerd te wees oor kerk toe te gaan nie, ons hoef nie meer bekommerd te wees oor Bybel lees nie. Nee, kom ons gaan kyk eerder flieks, kom ons neem eers 'n paar DVD's uit oor allerlei ander rabbies, ons hoef nou nie hieroor bekommerd te wees nie. My volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. En Josua 1 vers 8 sê baie duidelik, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, met ander woorde, ek mag nie ophou praat oor hierdie dinge van die Here nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed, kyk mooi na daai woordjie nou gesed, kan handel, kan optree volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wanneer gaan jy in jou weë voorspoedig wees en wanneer gaan jy met goeie gevolg handel? Eers wanneer jy praat oor die dinge van die Here, wanneer jy dit dag en nag bepeins en wanneer jy nou gesed begin handel volgens alles wat hierin geskrywe staan. Eers dan. Jy sien, dan kan nie sekere gedeeltes uitskeer en sê, ag nee, dis nie meer op my van toepassing nie. Ek kan niks meer daaruit leer nie. Ek kan jou beloof, ons kan uit alles van hierdie boek uit leer, van Genesis af tot by Openbaring toe. Daar is nie 'n stukkie hieruit wat ons nie uit kan leer nie. Ja, is daar sekere van die wette en goeders wat fisies nie meer op ons van toepassing is nie, soos die slag van offer, bulle en ramme en sulke goeders. Ja, dit is in Christus vervul, maar dit leer hierdie boek ook vir ons. As ek die hele boek wil lees en nie net sekere goed wil uitskeer en op my van toepassing maak nie, ek moet alles lees en weet, ek kan uit alles uit leer, dan gaan ek nie meer nie met goeie gevolg handel nie, want ek gaan eers met goeie gevolg handel en goeie sukses hê, as ek hierdie paar dinge begin doen wat ek nou vir jou gelees het, in Josua 1 vers 8, en jy moet self kies, waar staan jy in jou verhouding met God? Het jy al Jesus Christus jou persoonlike redder en saligmaker gemaak? Want as jy dit nog nie gedoen het, sal ons vir jou gebed wys aan die einde van hierdie DVD wat jy kan bid, om Jesus Christus ook aan te neem in jou lewe. Want dis die enigste manier hoe jy gered kan word, is om God aan te neem, Jesus Christus aan te neem, Jesus met jou mond te bely en te glo dat God hom uit die dode opgewek het. Dis wat die woord vir ons sê. So jy moet kies, as jy dit nog nie gedoen het nie, want ek moes dit doen. Almal rondom my wat werklike gelowiges is, moes dit doen. Hoekom? Want dis wat hierdie boek sê.
Ons skryf aan julle niks anders as wat ons lees of ook verstaan nie. En dit is wat ek hieruit gekry het en dit is wat ek met jou gaan deel ook op hierdie DVD. Nou by punt 1 op hierdie hele lering rondom volhard in die geloof, rus in Jesus is, hoe lyk ons aanslag? Watter tipe aanslag het ons as Christene mee te doen daar buite? Ek wys dit nou vir jou daar op die skerm. Aanslag op ons huwelik. Aanslag op ons gesinsverhoudinge. Kindersprobleme, meen nou ouer-kind probleme of kinders onder mekaar probleme. Familie en vriende oor Kerstyd wat jou aftakel of jou sleg sê of wat allerhande goed oor jou skinder wanneer die familie bymekaar kom. Dit is altyd so interessant, hulle sê, dis nou komstig the season of happiness of wat ook al, maar wanneer die familie bymekaar kom oor daai tyd, is dit net familiebekleierery en al hierdie tipe van lelike goeders. Nou ja, ons het ook 'n DVD oor die Kersfees leun, as jy dalk wil kyk oor wat is die rede daarvoor, want daar's 'n spesifieke rede daarvoor. Maar nou natuurlik, die volgende een is alleenheid of eensaamheid, selfmoordgedagtes, alle verslawings wat insluit natuurlik pornografie of drankprobleme of dwelmprobleme, ander Christene wat dink hulle is beter as ander mense of ander Christene wat jou sleg sê, ander Christene wat jou vervolg, jou gesondheid, geloof of ongeloof, jy weet, dis alles aanslag op jou geloof. Met ander woorde, die Satan wil jou ongelowig maak. Jy wil nie glo wat die Bybel sê nie. Jou kar het gebreek en jou finansies het opgedroog, of jou yskas het gebreek, of alles in jou huis breek en jou finansies het opgedroog. Jy ontvang dagvaarding so skuld wat jy gemaak het. Jou besigheid val uit mekaar uit. Jy is aanslag op jou besigheid, aanslag by die werk van jou kollegas se kant af. En mense, daai goed wat ek daar vir jou wys, ons almal gaan daardeur. Want daar's nie een mens wat gevrywaar is van aanslag op daardie goeders nie. Daar's nie een mens wat gevrywaar is wat kan sê nee, maar weet jy wat, ek word nie met hierdie goeders aangeval nie. Satan gebruik al hierdie goeders as aanslag teen ons. Hierdie aanslag kom. Maar ons is dan kinders van die Here, hoekom kom die aanslag? Weet jy wat, dis die aanslag. Ons gaan nou kyk wat die woord vir ons sê, hoe ons dit moet hanteer. Maar die punt is net, dink jy regtig dat jy gevrywaar is van hierdie tipe aanslag? Maar ek vra jou ook, as jy gekyk het na daai aanslag wat ek vir jou daar gewys het, hoe lyk jou aanslag? Is jy nou ook deel van die lysie of kan jy vir my nog 'n lys van 20 ander goeders bysit? Nou ja, wat sê dit vir my? Nie een van ons is uniek wanneer dit by aanslag kom nie. Nie een van ons kan sê, ek kry nie aanslag nie. Nee, wat ek is gevrywaar teen hierdie goeders nie, want dis nie wat hierdie boek vir my sê nie. Maar ons gaan ook moet kyk, hoe moet ons dit hanteer in Jesus se krag? Nou punt 2 gaan ons natuurlik moet kyk, hoe moet ons dan hierdie aanslag hanteer volgens wat die woord van God vir ons sê? Lees gou saam met my daar op die skerm Matteus 7 vers 24 en 25 wat sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. So kyk mooi, daardie verstandige man bou sy huis op die rots. En wie is die rots in ons geval? Jesus Christus. As ek en jy verstandig is, sal ons huise, ons lewenshuise, ons geloofshuise bou op die rots, Jesus Christus. Hoekom? Want kan ons as gelowiges sê, nee, weet jy wat man, ek is 'n gelowige, daar kom nie aanslag teen my nie, ekskuus. Hierdie verstandige man is sy huis op die rots gebou, hoekom? Want die winde het gewaai en die waterstrome het gekom. So moenie dink dit gaan nie teen jou kom nie. Maar die verskil is wanneer jy jou huis op die rots gebou het en daardie goeders kom en die aanslag kom en die winde kom en die storms kom, dan staan jou huis op die rots. Maar wat lees ons verder in vers 26 en 27? En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Jy sien? Die dwaase man sê nee, wat? Ek bekommer my nie oor hierdie dinge nie. Ek is nou nie bekommerd om regtig nou my huis op die rots te gaan bou nie. Ek sê okay, daar gaan nou nie seker vreeslike goeders met my gebeur nie. En toe het die reën geval en die storms het gekom en toe val sy huis omdat hy dit op die sand gebou het en sy val was groot. Dis my vraag aan jou vandag, waarop is jou huis gebou? Is jou huis op die rots Jesus Christus gebou of is jou huis op wêreldse beskouinge en ander mense se opinies gebou? Wat kies jy om jou aan vas te maak? Aan die waarheid van die woord
of aan wêreldse sieninge. Want jy weet Jakobus 4 vers 4 sê onder andere, weet julle dan nie, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God nie. So jy moet kies wie se vriend jy wil wees. 'n Vriend van God, want dan gaan jy 'n vyand van die wêreld word. Of 'n vriend van die wêreld, dan gaan jy 'n vyand van God word. Wat kies jy? Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Daar is hy nou. Verbly julle in die hoop. Yes, ek hoop en ek weet, want geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ek hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Ja, wanneer gaan die Here nou kom? Wanneer gaan die Here nou vir my die deurbrake begin gee? Wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Moenie net so 1 of 2 gebedjies bid en ja nee, dit lyk nie of die Here vir my wil antwoord nie. So kom ek los dit maar nie. Nee, volhard in die gebed. En wat beteken daai woordjie volhard in Grieks? Lees saam met my daar op die skerm nou. Strong's Hebrew and Greek Dictionary sê die Griekse woord vir volhard is hupomone. It means cheerful or hopeful endurance, constancy, enduring, patience, patient, continuous waiting. Patient, continuous waiting. So, dis 'n geduldige, aanhoudende gewag. But it's a cheerful or hopeful endurance. Dis nie 'n lang gesig, wanneer gaan die deurbrake nou begin kom nie? Ag, dit is seker nie vir my nie. Nee, Here, ek hoop op U, ek vertrou op U, ek volhard in die gebed. Here, ek is geduldig in die verdrukking. Dankie Here dat ek ander mense se lewens kan aanraak terwyl ek wag vir hierdie goeders, Here. Dankie dat ek kan volhard in die gebed. En weet jy wat? Jy sal getuienis ontvang dat mense gaan sê jy's anders as ander. Waar lees ons dit? Lees saam met my Numeri 14 vers 24. Die Here sê, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Jy sien, Caleb was een van daai 12 spioene wat gaan kyk het na die beloofde land, hy en Joshua. Die ander 10 het gesê, o nee, daai reëse daar, ons kan nie daar ingaan nie, ons is so sprinkaan in hulle oë, ons kan nie hierdie land invat nie. Caleb en Joshua het gesê, kom ons vat hulle, want met God kan ons hulle vat. Jy sien, daar was 'n ander gees in Caleb. En toe wat gebeur? God sê as gevolg van dit moet hulle nog 40 jaar in die woestyn bly. En vir nog 40 jaar is Caleb deel daarvan. En vir nog 40 jaar hou Caleb aan en hy het volhard om God te volg. En omdat hy anders was as die ander, het die Here hom beloon met ander beloninge wat die ander nie gekry het nie. Matteus 10 vers 22 sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En Jesus herhaal dit in Markus 13 vers 13, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Jy sien, julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Wow, dis almal 'n verskriklike stelling. Maar ja, dis wat gebeur. Die mense haat jou as jy sê jy's 'n Christen. Hoekom? Want net deur na jou te kyk voel hulle skuldig. Net deur na jou te kyk weet hulle is op die verkeerde pad. En hulle haat jou vir dit, want jou smile op jou gesig laat hulle skuldig voel. Jou smile op jou gesig sê vir hulle, julle is op die verkeerde pad, ek dien hierdie lewende Here. So jy sien, jy hoef nie soos hulle te lyk nie, jy hoef nie ook maar so jou gesig soos hulle te trek en sê, o nee, daar's nie vir my hoop nie. Nee mense, weet jy wat, ons kan hierdie glimlag op ons gesig hê, want ons weet ons het 'n hoop in 'n toekoms, daar's 'n ewige hoop en 'n ewige toekoms vir my en vir jou, saam met Jesus Christus, maar ons moet volhard tot die einde toe, al word ons deur almal gehaat, al sê vriende ons sleg, al sê familie ons sleg, en al begin selfs vriende en familie ons haat, volhard tot die einde toe, want hy wat volhard, cheerful, hopeful endurance, patient, continuous waiting, tot die einde toe, hy sal gered word. En dan lees ons in Handelinge 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En wat het dit tot hierdie eendragtige volharding vir hulle tot gevolg gehad daar in Handelinge 1 is dat die Heilige Gees is uiteindelik uitgestort. Waarom? Omdat hulle eendragtig volhard het. Hulle was eendragtig by mekaar. Hulle het volhard in die gebed en smekinge. En wanneer hulle nog volhard, lees saam met my Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Ongelukkig vandag wil die meeste Christene daar buite nie meer volhard in die leer van die apostels nie. Die meeste Christene daar buite sê, ag nee man, ek kan nou niks meer eintlik leer uit hierdie ou boek uit nie. Wat kan ek iewers daar anders? Weet jy, ek het gesien in New Age doen hulle dit en in Boeddhisme doen hulle dit en in Hindoeïsme. Dit lyk nogal vir my okay. Weet jy, Scientology sê dit, nee mense,
Ons moet volhard in die leer van die apostels. Dis waarin ons moet volhard. Want Handelinge 2 vers 46 sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. So ons moet dag vir dag eendragtig volhard as Christene. Maar jy sien, omdat ons nie volhard nie eendragtig is nie, skeer die Satan ons uitmekaar uit, en ons kerke val uitmekaar uit, en ons selgroepe val uitmekaar uit, en Christen huwelike val uitmekaar uit, en die wêreld sê, ekskuus, wat het julle, wat ons nie het nie? Want julle het dieselfde probleme as ons, julle val net so uitmekaar uit soos ons, julle is net so stikkend soos ons. Jy sien nie, ons moet begin sê, ons het iets anders. Ons het die lewende woord van die lewende God. Al kry ons die aanslag, ons huis staan op die rots. So kom ek leer jou van die rots, Jesus Christus, sodat jy ook jou huis op die rots kan bou, sodat wanneer die reën val, en die strome kom, en die winde waai, dat jou huis kan staan op die rots. Want ons het geleer om te volhard. Volhard onder andere waarin? Lees saam met my Kolossense 4 vers 2. Volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed. Jy sien, volhard in die gebed is nie sommer net, ja, Here, ek bid nou en ek vra vir hulp met my seun wat nie sy deurbrake kry nie, dankie Here, en dan los ek dit vir die volgende 6 jaar voor ek weer bid nie. Die volhard in die gebed is om volhardend dagliks na die Vader se troon toe te gaan. En weet jy wat? Jy kan met vrymoedigheid na sy genade troon toe gaan. Lees gerus wat sê Hebreërs 4 vir jou oor die genade troon. Hier by vers 15, vers 16. Sê laat ons met vrymoedigheid voor sy genade troon gaan en volhard in die gebed. Met Vader praat, want onthou mense, gebed is gesprek met ons hemelse Pappa. Ek mag op 'n daaglikse basis met my hemelse Pappa in 'n gesprek wees. En vandat ek dit geleer het, het my gebedslewe net toegeneem. Iemand het eendag gesê, I do not spend hours per day praying, but I don't let an hour pass by without praying. Jy sien, laat dan nie 'n uur van jou lewe verbygaan waar jy nie besig is om te bid nie, waar jy nie in jou gedagtes besig is om gesprekke te wees met jou hemelse Vader nie. Volhard in die gebed vir die verlore gaande siele rondom jou. Volhard in die gebed vir jou familie en jou vriende. Volhard in die gebed vir jou eie omstandighede. Volhard in die gebed vir wie hy is, om hom te loof en te prys en te aanbid. 1 Timoteus 4 vers 16 sê, let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jy hoor. Kyk mooi. As jy volhard, omdat jy op jouself let en op die leer, en die leer van die apostels onder andere, nee. Wat gaan gebeur? Jy gaan jouself red, sowel as die wat jou hoor. So mense gaan na jou luister en sê, wow, maar jy het iets anders wat ander ons nie het nie. Wat het jy wat ander ons nie het nie? Jy sê, maar kom ek vertel jou, hoe volhard mens in die leer. Want jy sien die volgende vers wat ek vir jou daar vir jou wys, is 1 Tessalonisense 5 vers 17 wat sê, bid sonder ophou. Kom ek vra jy die vraag, onthou jy, ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ek verstaan nie. Wat beteken bid sonder ophou? Dit beteken bid sonder ophou. Dan sê mense, nee, maar weet jy wat, ek het 20 jaar terug vir die Here gevra om my te help met my finansies, of ek het 20 jaar terug vir die Here vir my gevra om my gesond te maak, hy sal seker nie vergeet nie. Nee. Daai vers sê, bid sonder ophou. Kolossense 4 net het gesê, volhard in die gebed. Ons mag nie ophou om te bid nie, my liewe vriende. Ons moet aanhou met God in gesprek te wees, oor enige betrokke aspek, al is dit oor die redding van die siele van jou werksmense, die redding van die siele van jou familie, wat nie na jou wil luister nie. Bid steeds sonder ophou, want het jy geweet, iemand het eendag my SMS gestuur wat sê, people can reject your love, they can step on your advances, but they are defenseless against your prayers. So, maak nie saak man, mense kan jou verstoot, hulle kan jou verwerp, hulle kan jou sleg sê, hulle kan jou wegstamp, hulle kan niks in jou gebede doen nie. Bid hulle in die koninkryk in, spyt die duiwel en bid hulle siele in die koninkryk in. Ruk hulle uit die koninkryk van duisternis uit, waarmee? Met jou gebede, jou gesprekke tot jou hemelse Vader. Bid sonder ophou. Lukas 8 vers 15 sê, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. Jy sien, ek moet met volharding vrug dra. Dit help nie, ek is hierdie boompie wat groei, vrug dra en in mekaar val nie. Nee, ek moet met volharding vrug dra, wanneer hierdie woord lewend word in my hart. Wanneer hierdie woord lewend word in my hart en ek het begin prakties toepas, moet ek met volharding vrug dra, tot die dag wat ek sterf. So hierdie boom van my moet al hoe groter en groter en groter en groter en groter en groter word, tot die dag wat ek sterf.
Ek moet met volharding vrug dra, want in Lukas 21 vers 19 sê, deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Deur jou volharding moet jy jou lewe, die ewige lewe, hierdie goeie lewe nou, saam met die Here, om te lewe volgens sy riglyne en sy voorskrifte, en die ewige lewe. Want wie volhard tot die einde toe sal gered word. Deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Kyk mooi, ons moet, wanneer ons bid, moet ons bid vir die heiliges. Ons moet volhard in die gebed ook vir die heiliges. Nie net vir die ongelowiges nie, ook vir die heiliges, want dit is juist ons heiliges wat aangeval word. Ons mense word juist uit mekaar uitgeskeer deur die vyand. So bid vir jou medegelowiges, bid vir die mense rondom jou. Hou op om hulle te beskinder, sleg te sê, af te takel. Bid vir hulle, rig hulle op, lig hulle op voor God se troon, seën hulle, volhard in jou gebed ook vir hulle. Want 2 Tessalonisense 1 vers 4 sê, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Want onthou, die reën het gekom, die winde het gewaai, die strome het aangestorm gekom, maar ons volhard in die geloof, al kom daar verdrukkinge, al kom daar vervolginge, ons huis val nie, want ons staan op die rots, Jesus Christus. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstrik, en ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Kyk mooi, ons is in 'n wedloop. En ons het 'n klomp getuies rondom. Wie's dit mense? As jy Hebreërs 11 gaan lees, die hele hoofstuk van Hebreërs 11, dan sien jy, dit verwys na die geloofshelde wat ons vooruit gegaan het. En hulle is rondom ons, want onthou die geestesdimensie is rondom ons. Hy's nie daar iewers daarbo in die hemel nie, hy's rondom ons. En terwyl ons dan hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons hierdie goed doen, en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis 'n wedloop wat voor ons is mense, dis 'n lewenswedloop, en ek wil hê jy moet nou gou-gou saam met my net kyk. Hier's 'n videoetjie wat nou gaan speel, en ek wil hê jy moet na hierdie video kyk en net besef, maar dis wat God vir jou ook doen, maar nou is die vraag, volhard jy in jou wedloop? Hoe lyk jou wedloop? Maar kom ons kyk bietjie na hierdie video. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Wow. Elke keer as ek na hierdie videoetjie kyk, dan wil ek huil. Maar dan besef ek, weet jy wat, daai is so presies hoe God die Vader ook doen en wat hy vir ons doen. My vraag aan jou is, hoe lyk jou wedloop, my liewe vriend en vriendin? Wil jy ook al in mekaar geval het en gesê, nee, maar ek gaan nie hierdie wedloop voltooi nie. Het jy geweet, God die Vader is daar vir jou ook, wat hy sê, kom my kind, ek vat jou by die hand, maar jy gaan self oor die wenstreep loop. Maar ek gaan daar wees vir jou, ek gaan jou help tot daar, tot jy self oor die wenstreep kan gaan. Weet jy dat God daar vir jou ook is? Het jy werklik al hierdie intimiteit met die hemelse Vader begin beleef? Maar weet julle wat is ons probleem? Baie van ons het so groot geword met 'n swak verhouding met ons aardse pa, of geen verhouding met ons aardse pa nie, dat ons nie verstaan wat beteken dit om in 'n verhouding te wees met ons hemelse pa nie. En daarom sukkel ons om die wedlope van die lewe te kan loop en te kan hardloop in sy krag en te weet hy's daar. Iemand het eendag gesê, hy sit daar op die paviljoen en skreeu vir ons en iemand het eendag vir my gesê, ja, maar hy staan ook voor by die wenstreep en hy sê, kom my kind, kom. Jy weet mos as jy in graad 1 gaan kyk na hierdie klomp graad 1tjies wat atletiek hardloop, nee. Ma staan daar voor en pa staan daar voor en hierdie lot is op pad, hulle kom. En ma en pa skreeu, hulle sê, kom. En Jesus doen dieselfde, hy sê, kom my kind. Loop daai wedloop met volharding, want jy het 'n wolk van getuies rondom jou. Jy het 'n Abraham rondom jou, jy het 'n Dawid, jy het 'n Salomo, jy het al hierdie ouens wat dit al reeds deurgemaak het. Hulle kyk vir jou, hulle skreeu vir jou, hulle sit hier op die paviljoene van die geloof. Hulle kyk wat jy ook doen. Ek glo daarom nou nie regtig so nie, want ek dink nie die mense wat in die hemel is kan sien wat ons hier doen nie. Maar ja, dis nou die beelde wat die mense gebruik. Maar weet jy wat? Hoe lyk jou wedloop? Hoe loop jy daai wedloop wat die Here vir jou gee? Want ek weet, die Here is hier. Die Here is by jou, die Here sien wat jy doen, en die Here sê, kom my kind, kom. Lees ons in Efesiërs 6, vers 13 en 14, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Kom wys ek vir hierdie vers. Want weet jy wat? Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En dan sê vers 13, daarom neem die volle wapenrusting. Wat is die daarom? Omdat ons in 'n worstelstryd is teen bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Dan sê vers 14, staan dan vas. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my, daar kom 'n tyd in ons lewens, my liewe vriende, wat ons werklik alles gedoen het wat ons moes. Ons het volbring wat ons moes volbring het. Weet jy wat? Ons het gegaan vir bevryding, ons het laat mense vir ons bid, ons het verloningsgebede gebid, ons het vloeke gebreek, ons het ons tiendes gegee, ons het alles gedoen wat ons moes doen, maar dit is nog steeds of die hel op ons losbars. Wat nou? Staan dan vas. Want jy het alles volbring, maar daar is nog steeds 'n dag van onheil. Staan dan vas in die krag van die Here. Want jy sien die volgende skyfie wat ek daar vir jou wys, ek moet staande kan bly, al is ek
hoe moeg. En hoe doen ek dit? Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Mense, maak nie saak hoe moeg ek en jy word nie. En ja, ons almal word moeg op hierdie aarde. Ons almal word moeg in hierdie wedloop. Maar dit is 'n wedloop. Ons kan nie van die baan afstap nie. Ons kan nie sê ek gaan nie hierdie wedloop voltooi nie, want ek en jy gaan almal eendag voor die troon staan. En God gaan sê, my kind, wat het jy met die wedloop gedoen? Jy was daar, ek het voorgestaan en jou geroep en gesê, kom my kind, kom in my arms in, kom hardloop na my toe. Doen jou beste, ek gee jou krag, ek help jou, my stem dra jou. Al hierdie goeders, hoekom het jy nie my kind? En wat gaan jy vir God sê? Nee, maar Here, ek kon nie, ek het te moeg geword, ek het nie krag gehad nie. Ja, my kind, maar my boek het vir jou gesê, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Hoekom het jy nie elke dag vir Christus gevra om vir jou sy krag te gee, soos wat my boek vir jou gesê het nie? Het jy nie geglo wat my boek vir jou sê nie? Want jy sien mense, ons moet besef, God verander nooit nie. Daarom lees ons in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So dieselfde God, wat in die ou tyd die mense beskerm het en met hulle was in hulle geloofswandel, met Abraham, met Moses, met Caleb, met wie ook al almal. Daai selfde God is vandag by my en vir jou. Daai selfde God is vandag by my en by jou. En hy gee vir ons sy krag. Maar ons moet vir hom vra vir daai krag, sodat ons kan volhard. Patient, continuous waiting. Maar is net hy wat dit vir ons kan gee. Ons het nou heeltyd gesê, dis patient, continuous waiting. Nou is die vraag by gedeelte nommer 3 op hierdie DVD, waarvoor wag ons? Lees saam met my nou daar op die skerm, Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dan sê Psalm 33 vers 20 tot 22, ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Nou nog 'n Psalm, Psalm 130 vers 1 tot 8, 'n bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek u aan, o Here, Here, hoor na my stem. Laat u ore luister na die stem van my smekinge. As u, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here, meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. Kan jy sien, teksvers op teksvers op teksvers sê, wag op die Here. Hier in Psalm 130 het die woordjie wag 6 keer voortgekom. 6 keer in daai sinnetjie kom die woordjie wag. Wel, 2 van die woorde is wagters, maar die woordjie wag is in wagters. So, 6 keer kom die woordjie wag voor. Maar nou moet ek jou vra, wat se tipe wag is dit? Hoe wag ons op die Here? Mense, dis 'n aktiewe wag. Wanneer ek wag op die Here om iets in my lewe te doen, wanneer ek bid oor 'n betrokke saak en sê, Here, ek wag vir die antwoord, ek wag vir die deurbrake, is dit nie 'n, okay Here, ek vou nou my armpies en ek wag nou, wanneer gaan u dit nou doen nie? O nee, dis 'n aktiewe wag. Wat is 'n aktiewe wag? Aktiewe wag is, Here, waar kan ek vir iemand gaan bid? Terwyl ek wag op my antwoord op hierdie betrokke saak, terwyl ek wag vir deurbrake oor hierdie betrokke besigheidstransaksie, of in hierdie probleme in my huwelik, of my probleme met my kinders, terwyl ek daarvoor wag, want ek bid sonder ophou, né? Daarvoor, ek wag op u, cheerful, patient, continuous waiting, cheerful and hopeful endurance. Onthou jy, ek volhard in die gebed, ek bid sonder ophou, ek wag op die Here. So Here, terwyl ek op u wag, waar kan ek nog steeds my gewone goeders doen? Waar kan ek nog steeds ander mense aanraak vir die koninkryk? Waar kan ek nog vir iemand gaan bid? Waar kan ek iets anders vir iemand anders te gaan doen? Maar Here, ek wag op u, ek wag op u. En partykeer wag ek vir weke, en partykeer wag ek vir maande, en partykeer wag ons vir jare voordat iets uitkom. Ja, maar teen wie kan nou so lank wag? Wel, onthou jy vir Abraham? Die Here gee vir my direkte belofte. Hy sê, Abraham, jy gaan 'n seun kry. Nog steeds wag Abraham 25 jaar vir Isak om gebore te word. So wat sou jy gesê het? Want ek kry so baie Christene, ons mense sê, ja Etienne, maar ek wag nou al 3 weke vir die Here om my antwoord te gee. Ja, maar jy weet jy, ek wag nou al 2 maande vir die Here om my antwoord te gee. Ai, sies tog. Abraham het 25 jaar gewag vir sy belofte, 'n direkte belofte. Is jy beter as Abraham? Moet God jou anders behandel as vir Abraham? Ons moet besef, mense, die Bybel sê, God is geen aannemer van die persoon nie, hy trek niemand voor nie. So al hierdie beginsels is op my en jou van toepassing.
En weet jy wat, ons moet leer om op die Here te wag. Ons moet leer om aktief op hom te wag. Om terwyl ons op hom wag, om vir ons antwoorde te gee oor 'n betrokke saak waaroor ons bid, of 'n betrokke saak waarvoor ons wag, het sy in finansies, of in 'n huwelik, of in ouer-kind verhoudings, of besigheid, of bid vir 'n antwoord om 'n nuwe werk te gaan kry, of wat ook al. Terwyl ek wag, doen ek nog steeds my normale goed. Raak ek nog steeds ander mense se lewens aan vir die Here. Praat ek nog steeds oor die Here. Getuig ek nog steeds oor die Here. Probeer ek nog steeds alles doen wat die woord vir my sê. En ek doen my normale dag vir dag goedjies. Dis nie, Here, ek weet nou nie, moet ons nou Kaap toe trek van Pretoria af, maar Here, terwyl ek nou van U wag, nou gaan ek nou my bank sit en wag totdat U vir my die antwoord gee. Nee, jy moet opstaan en gaan werk. Jy het nog steeds werk om te doen. Totdat die dag wat die Here vir jou sê, ja, vat jou goed en trek Kaapstad toe. Voor dan doen jy niks nie, jy gaan aan met jou normale dag tot dag goeders, wag op die Here. Maar het jy geweet, dat die Here wag op my en jou, om op hom te wag? Waarvan praat ek? Maar lees saam met my. Jesaja 30 vers 18 sê, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm. Want die Here is 'n God van die gerig. Wel geluksalig, geseënd is almal wat op hom wag. Jy sien, die Here wag met ongeduld daarop om ons genadig te wees. Hy sê, my kinders, weet jy wat, ek wil my genade op jou uitstort, maar ek wil net sien dat jy op my kan wag. Ek wil net sien dat jy ook patient kan wees. Ek wil net sien dat jy ook cheerful, hopeful endurance kan hê, omdat jy in my glo. En daarom sê die woord, wel geluksalig, geseënd is almal wat op hom wag. Wat geleer het om op hom te wag vir sekere antwoorde, wat nie om altyd wil vooruit hardloop nie. Want weet jy wat gebeur is? Ek sê altyd, dis die Here se hand van beskerming. Nou loop ons hier onder sy hand van beskerming. En nou wat gebeur? Nou as die Here bietjie stadig vir ons, nou hardloop ek vooruit. En raai wat? Ek hardloop my vas teen 'n muur en ek hardloop myself te pletter teen 'n muur en ek sê, ag Here, waar is U nou? Sê my kind, hier's my hand nog steeds. Jy het onder my hand uitbeweeg. Kom net terug. Dan is jy weer veilig. So moenie onder my hand uithardloop nie. Beweeg saam met my. Maar jy sien, ons is so baie keer geneig om voor die Here te probeer uithardloop. Dan kry ons seer. Dan is ons kwaad vir hom. Maar ons het nie op hom gewag nie. Want jy sien, ons is oorhaastig. Weet jy kom ons oorhaastig? Want die Satan jag ons. Die Satan sê, hey, kyk, tyd word al hoe vinniger. Kitskos raak al hoe vinniger. Karre raak al hoe vinniger. Rekenaars raak al hoe vinniger. So waar is jou God? Hy moet ook so 'n bietjie vinniger. Hy moet ook so 'n bietjie vinniger. Hoekom gee hy nie vir jou vinniger antwoord nie? Want jy weet, Satan ken hierdie boek. Satan weet, hierdie Bybel sê by herhaling, wag op God. Daarom wil hy jou ongehoorsaam kry aan hierdie woord. Want as hy my en jou ongehoorsaam kan kry aan hierdie woord, gaan hy ons ongeduldig maak, hy gaan ons haastig maak, ons gaan voor God uithardloop, ons gaan seer kry, dan gaan ons kwaad word vir God, dan gaan Satan vir ons lag. So moenie dit verder toelaat nie. Leer om te wag op God. Leer om op sy tydsberekening te wag. Leer om alles wat jy doen. Ja, Matiaan, ons moet nuwe goed nou hier in die firma doen. Okay, wat is 'n nuwe goed? Nee, ek weet nog nie, maar ons moet nou maar daaraan dink. Nee, vra vir die Here. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou paai vir jou gelyk maak. So ja, Here, is dit U wil dat ons nou veranderings moet maak in hierdie firma? Ja of nee? Want as hy nie dit vir jou sê nie, dan maak jy geen veranderings nie. Maar as jy nuwe goeders moet begin doen, Here, ons wil nou hierdie begin doen, ons ervaar iets vir ons, sê ons moet dit doen, maar Here, ons het nou finansies nodig. Here, nou wanneer kom hierdie finansies nou? Wag op die Here. Hy sal vir jou wys, moet jy gaan aansoek doen vir 'n lening, moet jy met 'n belegger gaan praat, moet jy wat ook al gaan doen. Hy sal vir jou wys, maar voordat hy nie vir jou wys nie, moenie onder sy hand uitstorm en teen die muur vashardloop en as jy kwaad weer vir hom nie. Ons moet leer om te wag op die Here. Punt 4, by wie moet ons dan skuil? Jy weet, as aanslae wat kom, ons huis is op die rots of op die sand. Nee, ek vertrou daarom teen hierdie tyd het elkeen van julle besluit om julle huis nou maar op die rots te gaan bou. En ons het nou geleer om te wag op die Here. Maar ja, weet jy wat, is daar maar nog steeds nie lekker as hierdie aanslae kom. Is maar nog steeds nie lekker as mede-Christene jou sleg sê of jou aftakel of sulke goeders nie. Of as familie of vriende vir jou sê man, jy raak te of jy's dit of jy's die nie. Dis daar maar nie. Na wie toe gaan ek dan man? By wie kan ek gaan rus? Want baie keer voel ek wil by my Christen vriende gaan skuil, maar kan ook nie want hulle maak my seer. Ek wil by my vriende, my broer en my suster gaan skuil, maar kan ook nie want hulle maak my seer. Ek kan nie my dieper hartsbegeerte met hulle bespreek nie want hulle maak my seer. Nou na wie toe gaan ek? Prys die Here vir die Bybel. Prys die Here vir die woord van God. Matteus 11 vers 28 tot 30 lees saam met my. Jesus in die woord, hy sê: "Kom na my toe,
almal. Kyk mooi, hy sê nie sommiges nie, hy sê almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kyk mooi wat sê Jesus. Hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar wat gaan hy ons rus gee van? Hy sê ek sal vir julle rus gee vir julle siele. Onthou, my siel is my wil, my intellek en my emosies. So as jou intellek en jou emosies in 'n warboel is oor huweliksonrus, ouer-kind probleme, werksprobleme, en dis 'n geharwar hier in jou brein, in jou emosies, gaan na Jesus toe. Want hy sê ek sal vir jou rus gee, selfs vir jou siel. Ek sal vir jou rus gee vir daai intellek van jou. Ek sal vir jou rus gee vir daai emosies van jou. Kom gee dit net vir my. Kom net na my toe. Al wat jy doen is, Here, ja, u weet wat my situasie is. Here, ek bid nou tot u. En ek gee nou hierdie situasie vir u oor. En as jy sê jy gee dit vir hom oor, gee dit vir hom. Moet dit weer terugvat nie. Onthou volhard in die gebed. Gee dit vir hom. Here, nou wag ek op u, maar intussen doen ek my normale goedjies. Ek het hierdie nou vir u gegee. Ek gaan hom nie weer in my hande vat nie en ek doen my normale goedjies, want ek wag nou op u, maar ek kom nou ook na u toe, Here, met hierdie situasie. Here, ek is moeg oor hierdie ding. Ek is belas oor hierdie ding. Maar ek kom nou na u toe, Here. Asseblief, Here, gee my rus vir my siel. Dat ek lekker kan slaap in die aand en afskakel, dat my brein nie net die hele tyd in die gang is en ek nie in die slaap kan raak in die nag, of wat ook al die geval mag wees nie. Maar dat ek kan afskakel en weet, u gee vir my rus vir my siel. Dan lees ek in Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Oh wow mense, wat 'n wonderlike teksvers. Weet jy, wil jy nie so groot vir jouself net uitprint en opblaas en teen jou kas gaan plak nie. God sê man, die skepper van hemel en aarde, sê Tian, Sunny, Kosie, Klasie, wie ook al, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Ja, wat nou hier? Waar gaan die volgende aanslag vandaan kom? Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis wat die Here sê. Die skepper van hemel en aarde sê, man, jy hoef nie bang te wees nie, ek's by jou. Moenie angstig rond kyk nie. Jy het nie nodig om angstig rond te kyk nie, want ek versterk jou. Ek is jou God, man. Maar dan moet jy weet, waar kom jou hulp vandaan? Jy moet weet dat jy in hierdie verhouding met hom is. Jy moet weet dat jou huis op die rots Jesus Christus gebou is. Dat jou huis nie op die sand van menslike opinie gebou is, of op die sand van wêreldse lewensbeskouinge gebou is, of op die sand van wat ook al gebou is, behalwe op die rots nie. Maak seker dat jou huis op die rots Jesus Christus gebou is, en dan gaan jy weet dat jy na hom toe kan kom. En waar gaan jy hulp kry? Ag, ons almal ken Psalm 121 vers 1 tot 8, 'n bedevaarslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee en jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel, kyk mooi, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Jy sien, ons is so geneig om, ek sla my oë op na die berge. Here, is daar dalk iewers iemand daar bo op die berg wat my kan help? Is daar iemand daar in daai hoë gebou? Is daar dalk 'n kantoor waar iemand in 'n hoë kantoor sit wat hulle my kan help? Ek het finansiële probleme, dalk moet ek daai bestuurder gaan sien, dan moet ek daai ou gaan sien. Nee. Ek sla my oë op na die berge van die wêreld. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. As daar 'n tekort aan finansies is, dan gaan ek op my knieë en ek praat met my Here. As daar nie deurbrake is in my huwelik nie, dan gaan ek op my knieë en ek praat met my Here. Ek gaan sien nie die sielkundige daar bo op die 18de verdieping nie, of ek gaan sien nie die psigiater daar bo op die 45ste verdieping van die berg nie. Nee, ek sla my oë op na die berge, maar waar sal my hulp vandaan kom? Nie van hulle af nie, my hulp sal van die Here afkom.
Hy is die een wat sal maak dat my voet nie wankel nie. Hy is die een wat sal maak dat die skadu, die son my bedag nie sal steek nie en die maan ook nie by nag nie. Hy is die een. Maar dan moet ek weet ek is in 'n verhouding met hom en ek moet glo wat hierdie boek sê. Want ons probleem is ons weet nie altyd wat is geloof nie. Ons het ook 'n DVD oor wat is geloof. Want baie van ons het kopkennis oor die woord. Ons is skrifgeleerdes, maar ons het nie die ware reddende geloof wat hierdie Bybel sê nie. Daarom weet ek nie, ek kan werklik op God vertrou vir alles wat hierdie woord sê nie. Dis hoekom baie mense vir my vra, Tiaan, maar wie voorsien vir julle? Waar kom julle finansies vandaan? Sê ek nee, God is ons bron. Hy voorsien vir ons. Ja nee, ek weet, maar waar kom julle geld vandaan? Dan sê ek van die Here af. Nee, okay, ek weet, maar waar kom jy geld vandaan? Sê ek jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Jy sien, want die mense glo nie dat hierdie boek sê God is ons bron nie. Ja, hy, die Here, praat met sekere mense en sê, maak jou hand oop en gee daardie bedrag vir Tiaan, want hy het dit nodig om X, Y of Z mee te doen. Dis hoe die Here dit doen, ja. Maar die punt is nog steeds, ek kyk nie na die mense nie. Ek kyk na my bron. My bron is Jesus Christus. Hy's onveranderlik. Hy's my Vader. Hy's die een wat in Haggai 2 vers 8 sê, al die silwer en al die goud behoort aan my, spreek die Here van die leerskarre. So Here, U weet wat ons nodig het. U weet ek moet vandag aan my kar klim, ons moet mense gaan bedien in Walvisbaai. U weet ek het dieselgeld nodig. Raai wat? Kom maar geld in my rekening inbetaal die volgende dag. Ai? Wie dit geweet? Ek het met niemand gepraat nie, ek het vir die Here gesê. En daar kom die geld in. Want jy sien, God is my bron. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Hy is my voorsiener. Hy is my bron. Die Here sal jou bewaak vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Jy sien, ons glo dit nie altyd nie. Ons glo dit nie altyd nie. En jy weet, dan sê mense, maar Tiaan, weet jy wat, ek huil elke nag myself aan die slaap, oor my kind wat nie wil inkom nie, my kind wat nie die Here wil dien nie, my kind wat op drugs is. So ek weet jy wat, die Here weet dit. En weet jy wat die awesome belofte wat hy jou gee? Psalm 56 vers 9 sê, U het my omswervinge getel, ou my trane in U kruik, is hulle nie in U boek nie. Met ander woorde, elkeen van jou trane, wat jy huil vir daai kind, het die Here iewers in 'n kruik opgevang. En hy skryf hulle in sy boek op. So die Here sien jou trane, ma. Die Here sien jou trane, ouma. Moenie ophou huil nie. Moenie ophou bid nie. Volhard in die gebed vir daai kind. Volhard in die gebed vir daai kleinkind. Staan op die beloftes wat die Here vir jou gee. As ook 'n belofte in Jesaja 59 vers 21 wat die Here sê, my gees wat op jou is en my woorde wat in jou mond gelê, wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos nie en ook nie uit die mond van die kroos van jou kroos nie, sê die Here van nou af tot in ewigheid nie. So dis 'n verbond wat die Here met jou sluit oor jou kinders en jou kleinkinders. Jesaja 59 vers 21. Skryf hom vir jou uit. Plak hom op jou kas, dat jy dit elke dag kan sien. Roep dit uit oor jou kinders. Bid sonder ophou. Huil jou trane, dit gaan in God se kruik in. Dit gaan in God se boek in. Maar die Here kyk na die trane van 'n ma. Die Here luister na die gebede van 'n ouma. Ek kan vir julle sê, as baie van die ouens daar buite wat getuig oor die gebede van 'n moeder of die gebede van 'n ouma wat gemaak het dat hy uiteindelik sy knieë gebuig het vir die lewende Jesus Christus. Maar ons moet weet, Thomas More het 'n ding geskryf wat hy sê, Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Dit moet jy weet. Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Daar's niks wat op hierdie aarde gebeur wat Jesus nie vir jou kan heel maak nie. En dan lees ons dat Earl Allen het geskryf in Devotions of Comfort and Grace die volgende. Jesus said, ask and it shall be given you. Luke 11 verse 9. Simply whisper a prayer for comfort, for strength, for wisdom, for rest, for peace, and you will feel the Master's touch. His rod and staff will comfort you and enable you to pass through the dark shadows and come once again into the light. Simply whisper a prayer for comfort, for wisdom, for strength. Here Jesus, ek het U nodig. Jesus, help my. Jesus, gee wysheid. Doen dit net. En jy sal sien hoe begin die Here in jou lewe hierdie goedes laat verander. In Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So ja, ons moet weet, hierdie aanslae wat kom, hierdie verdrukkinge wat kom, hierdie beproewinge wat kom, ja, hulle sal kom. Dis deel van ons lewens hier op aarde. Mense, die aarde is nie maanskyn en rose nie. Die maanskyn en rose kom eendag. Hier op aarde is daar verdrukkinge, daar's aanslae, daar's beproewinge, daar's al hierdie goeders wat kom,
Maar weet jy wat, hou goeie moed, God het reeds die wêreld oorwin. En hou vas aan Jesus, gaan na hom toe, roep uit tot hom, en hy sal luister. Weet jy wat, hy sê eintlik vir ons in Jesaja 65 vers 24, en voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. So die Here sien jou daar staan, hy sien jou hartseer oor jou kind, en wanneer jy daai woorde nog net, Vader, dan sê hy, ek het jou klaar gehoor my kind, ek verhoor, ek gaan jou help, ek gaan vir jou die deurbraak gee. So, maar is jy bereid om te volhard, om dit te sien, deurkom? Wat onthou mense, jy moet bid, in sekere gevalle bid jy langer as ander gevalle. In Daniël 10 lees ons mos, dat Daniël bid, en hy gaan vir 21 dae lank in 'n vas, en dan kom daar die engel by Daniël, en hy sê, Daniël, van die eerste dag af wat jy gebid het, is jou gebed gehoor. Maar ek het gekom om vir jou die antwoord te gee, maar die vors van die prins van Persië het my teengestaan vir 21 dae lank, en Michael het gekom en my kom help, sodat ek vir jou die antwoord kan bring. So ja, ons moet weet mense, daar's 'n aanval, daar's 'n oorlog in die geestesdimensie rondom ons. God hoor ons gebede, maar die engele wat die antwoorde vir ons terugbring, word teëgehou deur die ander bose magte van Satan, wat wil probeer keer dat jy jou antwoorde kry. So daarom moet jy aanhou bid, volhard in die gebed. Iemand sê sodat jy hierdie portaal kan oopbid, die portal kan oopbid vir die engel om deur te kom, want jy is deel van die span. Dit is nie net van, okay, ek het nou gebid, die Here, jy moet hom nou maar stuur nie. Nee, Daniël moes aanhou bid, 21 dae lank het hy gevas en gebid, voordat daai engel kon deurkom na hom toe. Wat maak jou nou weer beter as Daniël? Nee, weet jy wat mense, ons het ook nodig om baie keer 'n ding deur te bid. Ons probleem is, ek het nie Pinkster groot geword nie, ek het in een van die tradisionele kerke groot geword, maar ek weet een ding wat van die Pinkster mense van praat is, om 'n saak deur te bid, want dis wat God is. God is 'n God van gebed. Hy wil hê ons moet, sy huis moet 'n huis van gebed wees, het hy onder andere by herhaling vir ons gesê. Ons moet weer leer om te bid, ons moet leer om te volhard in die gebed, of dit is oor wat ook al, of dit is oor my huwelik, of oor my finansies, of oor my kind se gesondheid, of oor my eie gesondheid, of oor wat ook al, ons moet leer om te volhard in die gebed, en ons gaan net daai krag by hom kan kry. Bill Allen het ook geskryf, sometimes we mistakenly imagine that our faith will exempt us from trials, when actually our faith serves to help us turn trials into triumphs. Dis die ding, baie mense dink, nee maar, ek is 'n gelowige, en daar sal nou geen aanslag op my kom nie. Waarvan praat julle ons? Ek ken nie aanslag nie. Is dit jy lieg? Jy lieg verseker vir jouself. Want daar's aanslag op jou huwelik, my vriend en vriendin. Daar's aanslag op jou finansies, daar's aanslag op jou loopbaan by die werk, daar's aanslag op jou kind se gesondheid, daar's aanslag van allerlei hoeke af. So kom ons begin kyk hoe werk die vyand sodat ons hom kan weerstaan, maar intussen terwyl ons hom leer weerstaan met normale praktiese daaglikse goed, volhard ek in die gebed en ek wag op die Here en ek doen al hierdie goeders en ek volhard in my geloof totdat ek die deurbrake sien, wie volhard tot die einde toe, sê die Bybel. Hebreërs 13 vers 5 en 6 sê, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Nou weet jy moet ek gaan? Die Here. Waar kom my hulp vandaan? Die Here. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Of jy niks het in die lewe nie, of jy massiewe mansions en goeders het, die Here sê, ek jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis mits jy aan hom behoort, nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Ja, ek is nie bang vir die aanslag van die vyand daar buite nie. Ek is nie bang vir die goed wat gebeur en die aanslag wat kom teen my nie. Hoekom? Want die Here is vir my helper. Hy dra my deur. Is dit altyd lekker? Nee, is nie altyd lekker nie. Daar's 'n seer in my hart, daar's gevoelens van verwerping wat 'n mens ervaar baie keer, en dan moet jy met daai verwerping deel. Daar's 'n onvergifnis wat wil inkom, daar's 'n bitterheid wat wil inkom. Here, ek vergewe vir Sannie, Here, ek vergewe vir Kosie, Here, ek vergewe vir Klasie, wat ook al die geval mag wees, en ek deel met my onvergifnis, en ek deel met my bitterheid, en ek deel met my verwerping, en ek stap uit en ek word groter in die gees, ek word sterker in die gees, maar ek weet, hierdie goeders leer my om te volhard in die gebed, om te volhard in die geloof, om te groei in die geloof. Want Psalm 34 vers 20 sê vir ons, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Ek wil jy moet dit weer saam met my lees. Menigvuldig
is die teëspoede van die regverdige. Daar staan nie, soms kry die regverdige bietjie teëspoed nie. Daar staan menigvuldig is die teëspoede en daar staan ook nie van die onregverdige nie. Daar staan die regverdige, met ander woorde die gelowige, ons wat in God glo. Maar uit die almal red die Here hom. So daar is nie een teëspoed wat na jou kant toe mag kom, waaruit die Here jou nie sal red as jy een van sy kinders is nie. Die vraag is net, is jou huis op die rots gebou, of is jou huis op die sand gebou? Wat doen jy as hierdie teëspoede kom? Begin jy God vervloek? Begin jy God beskuldig? Ja, Here, waar is U nou alweer? Here, hoekom gee jy nie vir my die deurbraak nie? Here, wat doen U? Maar jy doen nie wat hierdie boek sê deur te wag op die Here, of om na hom toe te gaan as jy vermoeid en belas is, of om te volhard in die gebed, of om 'n saak deur te bid nie. Nou is jy kwaad vir die Here, maar jy doen nie wat jy moet doen nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons moet leer om die omstandighede waarin ons is, om ook daarin die Here te kan loof en prys, om vergenoeg te wees, sê Paulus. Lees saam met my Filippense 4, vers 11 tot 13. Hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kyk mooi. Hy sê ek het geleer om vergenoeg te wees, om dankbaar te wees. Maak nie saak in watse omstandighede ek is nie. Met ander woorde, of my maag vol kos is, ek is dankbaar vir die feit dat ek aan Jesus behoort en dat ek Jesus deel van my lewe is en dat ek kan lewe en sulke goeders. As my maag vol kos is of my maag leeg is, ek is dankbaar, ek is vergenoeg in die omstandighede. Of ek met 'n bicycle ry of ek met my voete loop. Toe ek destyds tot bekering gekom het, het ek die Mercedes waarmee ek gery het ook nog volgens die wêreldse standaarde gewerk het ek uiteindelik my Mercedes verloor en in dieselfde dorp waar ek met 'n Mercedes gery het ek met my voete geloop. En weet jy wat? In daai tyd het ek geleer om vergenoeg te wees, om dankbaar te wees vir my voete, om dankbaar te wees dat ek met voete mag loop, want as mense wat nie voete het nie. Jy sien, jy moet leer om vergenoeg te wees. Ja, hoekom ry ek nie so goed dat voorbaai vir ons as my buurman nie? Hey, wees vergenoeg in die omstandighede waarin jy is. Leer dit, want Paulus sê ek het geleer om vergenoeg te wees. Dis nie iets wat net so in ons skote gaan val nie. Ons moet leer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ons is, om God nog steeds in daai omstandighede te kan sien, en om God in daai omstandighede te kan dien, en om God nog steeds in daai omstandighede te kan verheerlik, nee? En om te jubel en juig oor hom, want onthou, ons moet een ding reg verstaan, Habakuk 3 vers 17 tot 19, ons almal ken die liedjie wat ons altyd in die kerk gesing het, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe na in die wingerde wees nie, en al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, en dis waar dit gaan. Ek moet leer, om maak nie saak wat se aanslag daar teen my kom nie, Here, ek jubel nog steeds nie. Daai tyd toe ek so met my voete geloop het en nie 'n kar gehad het nie, sê ek, Here, ek jubel en juig nie. Ek sien nie inkomste in my rekening inkom nie. Daar's nie geld in my rekening nie, Here. Daar's nie geld vir ons om op hierdie stadium kos te koop nie. Daar's 1 tamatie in ons yskas. Here, al hierdie goeders, maar Here, ek jubel en juig nie. Ek jubel en juig nie. Ek vertrou U, ek loof U, ek prys U. Al sou die vyeboom nie bot nie, ek loof U, ek jubel in U. Dis wat ons moet doen. Dit is hoe ons volhard in die geloof, al kom die aanslae, al kom die verdrukkinge, al kom die reën, al kom die storms, al kom die wind. My huis staan op die rots Jesus Christus, want ek het geleer om te doen wat hy sê. Jy sien, ek verkwalik hom nie vir alles nie. Ek erken my verantwoordelikheid vir wat ek droog gemaak het, en ek sê vir hom, dankie dat hy my help om deur hierdie omstandighede te wandel, en dan leer ek, eers was dit net met my voete loop, toe was dit met so 'n klein karretjie ry, en toe was dit 'n bietjie groter karretjie, en toe weer groter karretjie, en nou die Here vir ons 'n lekker groot voertuig gegee. En alle eer aan die Here, want ek is net so dankbaar vir hierdie groot voertuig as wat ek was vir daai klein karretjie wat ek eers gekry het, want ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is. Maar ons moet weet, ons moet ons krag by die Here kry, want ons het daai krag nodig vir iets. Lees saam met my Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En mense sê gou vir my, ja, wat Jan, ek wil so graag getuig. Vertel my, waar kan ek gaan getuig vir die Here? Waar kan ek die mense vertel van wat Jesus my gedoen het? Sê ek, wag so 'n bietjie. Kyk mooi na daai woordjie getuie. Lees nou saam met my daar. Wat beteken dit in Grieks? Getuie is in Grieks, die woord daar is martus, of uncertain affinity, a witness, literally, judicially or figuratively, generally by analogy, a martyr,
martyr record or witness. Met ander woorde, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my martelare wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. So is jy bereid om 'n martelaar vir Jesus te wees in jou eie familie, in jou eie dorp, in jou eie werksplek? O ja, nee, ek is, totdat die storms kom. Ja, maar Here, wat doen jy nou? O, ek dog jy het gesê jy is bereid om 'n martelaar te wees, om 'n getuie te wees vir Jesus Christus. Maar sien jy, daarom sê Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want julle daai krag van die Heilige Gees nodig. Ons het nodig om gedoop te word in die krag van die Heilige Gees, sodat ons martelare kan wees, sodat ons getuies kan wees, sodat ons die aanslae wat kom met volharding kan deurloop, die wedloop van die lewe met volharding kan loop, in die krag van die Heilige Gees kan vasklou aan wat Jesus in sy woord sê, want ons huis is op die rots gebou. Want mense, daar's net een antwoord vir alles. Julle ken mos daai grappie van die klein seentjie wat by die skool is, en as die meneer vir hom 'n antwoord, 'n vraag vra, dan sê hy die antwoord is Jesus. Dan vra hy vir hom 'n wiskundige vraag en dan sê hy die antwoord is Jesus. Dan vra hy vir hom 'n adrekskundige vraag en dan sê hy die antwoord is Jesus. Dan sê die meneer vir hom nou, maar wat is jou storie? Dan sê hy, nee meneer, my pa het my gesê, maak nie saak wat die vraag is nie, die antwoord is altyd Jesus. Nou weet jy wat? Hy is 100% reg. Die antwoord is altyd Jesus. Maak nie saak wat jou vraag is op jou huwelik, op jou finansies, op jou verhouding met jou kinders, op jou gesondheid of wat ook al nie. Die antwoord is Jesus. Maar dan moet jou huis gebou wees op die rots Jesus Christus, want hy is nie 'n dooie God nie. Ons lees in Openbaring 1 vers 17 en 18, Jesus sê ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret, want hy is die een wat hierdie dinge vir ons moontlik maak. En my liewe vriende, ek gaan nou afsluit met 'n gebed. En as jy nog nie in 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus Christus ingegaan het nie, as jy hom nog nooit persoonlik ingenooi het in jou lewe en met hom in 'n verhouding gegaan het nie, ons gaan nou vir jou hierdie gebed wys net nadat ek klaar gebid het, en dan kan jy daai gebed hardop bid. En dit is ook nogal beter om dit saam met 'n getuie te bid, sodat jy kan sê, maar ek het 'n getuie dat ek dit gedoen het. Ek het Jesus Christus aangeneem. Hy is my koning, my redder, my saligmaker en my verlosser. Van nou af gaan ek volhard in die geloof en die krag van die seun van God wat homself vir my oorgegee het. Mag Jesus jou seën met hierdie boodskap. In Jesus se naam, kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus sê ons vir U dankie. Dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons kan wag op die Here met enige betrokke saak. Maar dankie dat U ons ook die krag gee om te volhard in die geloof, om te volhard tot die einde toe, om te volhard en te bid sonder ophou. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat die kosbare mense wat na hierdie DVD's gaan kyk, wanneer hulle dit ook al mag in hulle hande kry, Here, dat hulle sal kies om soos Jesus te wees, en sal kies om te volhard in die geloof, en om werklik uit te stap in die geloof wat U vir hulle gegee het, omdat hulle weet, Jesus het vir hulle gesterf en opgestaan uit die dode uit. En ek vra, Here, word verheerlik in hulle lewens. En enigeen van hulle wat nou hierdie gebed sal bid, nadat ek nou hier afgesluit het, dat U hulle gebede sal verhoor, en dat U hulle ook U kinders sal maak, en met hulle 'n nuwe pad van oorwinning sal stap in die koninkryk. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam.